Goeienaand en welkom by nog 'n uitsending van Oom Sit Sports TV. Coach A, ja, ons is hier so op die program Skuins voor Afskop. Hoe gaan dit daar? Oom Sit, dit gaan fantasties. Het is 'n lekker dag. Het is lekker chillies hier in die Overberg, maar ons 1.3 miljoen subscribers maak dinge vir ons sommer lekker warm. Ja, gepraat van warm, here Coach A, jong, is baie warm dis die afgelope week gewees, vroeg maandag het aand het daar breaking news geval, hy het Grabouw uit, dinge neek hier so in die Overberg, jong. Ja, Mr. Motse, baie geluk daar so met die breaking news, vir Grabouw, ons weet dinge gaat nou gebeur daar so weer by Grabouw, Coach A. Ja, daar is blijkbaar hele paar aankope wat gemaakt is vir Grabouw Klub. Dit is 'n groot trotse klub om sit. En om te sien dat die klub so sukkel is ook altyd lekker nie. Good luck met die dit wat hulle daar beplan. Ja, Coach, weet jy, ons praat die afgelope tyd praat ons oor Grabouw en ons het gepraat van Grabouw met sy trotse tradisie. Is eintlik baie hartverskeurend verstaan om te sien hoe die klub die afgelope eerste ronde bietjie gekoin het. En dan is 'n mens baie dankbaar vir huiskinders van Grabouw verstaan wat inspring om te sê nee, wag. Ek wil betrokke raak. Ek wil my arms oprol. En 'n mens is jy's net dankbaar. Ja, om sit en die ding is ek weet nie waar van die aankope gekom het van waar af nie, maar ek dink kom ons hou die spasie dop en kyk wat gebeur. Ja. Nee, wie is hier van my kant af? Baie welkom aan elke kyker hierso. Sonder julle is hierdie program niks. En kom ons kyk of vinnig wat gebeur het verlede week. Daar so by die Glaskasteel uit. Ek het gesien Denwil het alweer daar so 'n post opgesit van sy tande wat gaan lok. Die naweek môre daar so op Houston, maar verlede week lyk dit my hierdie ou vergeet toe hy sy tande lok om die sleutel te draai sodat dit in hy lokposisie bly. En daar het Claymont verstaan jy. Hy sê greep uitgekom verstaan sy www.ross greep. En ja, vir hulle ek dink die telling was 25-22. Om sit weer eens Glaskasteel, weer eens 'n skop. Ja, weet jy, ek weet nie wat daar aangaan, die skoppe so vir Rangers so sink op die Glaskasteel. En wat interessant was met hierdie ding nee, Rangers kon pale toe geskop het. En dan het hulle gedraw. Hulle besluit nee, hulle gaan vir die lyn, hulle wil die wedstryd wen. Maar soos hulle sê, as is vir Brandhout. Dis korrek. My insiens 'n goeie wedstryd. 'n vertoonvenster eintlik vir rugby in die Overberg. En vir Boland. Ja, maar om sit kyk Danny Boy sê vandag of hierdie week in maandag se kant sê die man maar het 'n paar maar sy manne nie gespeel nie en klomp dinge. Maar ek weet nie om sit daar was 'n 2 weke ruskans vir die manne om reg te kom. Ek weet nie wat Danny Boy daarvan praat nie, maar Danny Boy hy sê hy aanvaar dit om sit want hy het nou ander planne. Ja nee, kyk, ek moet saam met Danny Boy stem. Hulle hulle het gesit, hulle het beserings op hulle stitte gehad. Hulle moes beide hulle stitte moes hulle vervang en hulle moes eintlik met hulle tweede span se stitte moes hulle speel. So hulle het ook die reservekrag regtig gehad agter nie, maar ek dink ten spyte van daai uitdagings het Rangers hulle goed gekwyt van hulle taak en vat niks weg van Claymont af hier. Baie goeie wedstryd gespeel. Ek sê vir iemand agterna na die wedstryd, die spelers en die ondersteuners van Rangers sal daardie wedstryd onthou as 'n wedstryd van verspeelde kanse. Maar dan gaan ons Coach A ons hardloop gou en ons kyk gou daarso. Seahawks val vas teen Caledon. Ja, ek het vandag 'n bietjie gesels met Caledon se afrigters. Hulle sê as dit 'n droë dag was, dan was dit mufti. Maar ek het nog eens 'n bietjie getwyfel tot ek die span sien. Of die manne so oortuigend kan wen met 'n jong span wat Caledon in die veld gestuur het. Maar kyk ja, goed gedoen, oortuigend gewen
En wat kan 'n man sê? Kan Ja, hulle boys ek- dit hulle job gaan doen? Ja, ek sê altyd in die lewe coach, ek gee vir die jong manne en jong dogters gee vir hulle net daai geleentheid. Hulle is honger, hulle steek hulle hand op en hulle wag net vir daai kans. Korrek. En dan die ander wedstryd coach wat daar was die wedstryd gewees Hoston teen Rivier van die End. Ja, ek het geweet Hoston gaan na ene vat. Ek het nou nie gedink, ek het tog dat Rivier miskien 'n bietjie meer weerstand sou bied. Maar kyk, die manne van Hoston ken mos water, man. Hulle kan swem, my manne. So het was nat die veld, maar Hoston het gegaan swem en die drie gedruk. Ja, maar jy weet wat vir my 'n bietjie bekommer verstaan van Hoston is dat hulle het net 33 punte aangeteken en dan wel Rivier van die End 3 punte aangeteken het. So 'n mens verwag het verstaan dat Hoston baie meer punte sou aanteken. Maar soos jy sê dat die weeromstandighede is maar altyd 'n gelykmaker. En ja, ons kan maar net hoop daarso pastoor dat dit beter sal gaan. En dan die wedstryd verstaan van die naweek was die wedstryd daarso op Genadendal. Genadendal val vas teen die manne met die lang sakke. Groot aankope wat Botterrivier maak. Ek het verlede week het ek gesien hy breaking news wat daar was. Ek weet nie of daai spelers gespeel het nie. Maar dit lyk my Botterrivier het gesukkel daarso teen die manne van die donkies. Ja, dit is 'n baie tight game. Die mense het baie te sê oor hierdie wedstryd, veral die laaste beweging in die wedstryd. Maar so ek kan sê Genadendal het baie goed gedoen om weerstand te bied teen 'n baie sterk Botterrivier span. Ek het die agterlyn gesien van Genadendal. Basies 'n klomp jong kinders. Maar die manne het man gevat. Ja, nee, ek wil net 'n laaste opmerking maak verstaan sodat ons begin fokus op môre se wedstryde. Jy weet wat vir my baie interessant is hier by Genadendal. Hulle het 'n baie jong afrigter verstaan, maar moet soos hulle sê, maar met 'n vlak 1 coaching sertifikaat. So versus 'n Botterrivier met 'n ervare coach, 'n vlak 3 coaching sertifikaat. Maar ek sê altyd in die lewe en ek het dit net toe gesê coach, as jy willing is om te leer en jy kan die spelers skryf verstaan wat soos hulle sê dat die manne agter jou is, dan kan jy baie vermag dan tel 'n kwalifikasie eintlik nie. Dat gaan oor die menseverhoudinge, die skills wat jy het om daai spelers op daai punt te kry om te believe in hulle self, te believe in dit wat die afrigter vir hulle die week geleer het en daai belief te gaan vat verstaan om te skep en om te sit in 'n werkbare plan op die dag. Omsit praat van die rugby kwalifikasies. Daar's hele polemiek rondom dit. Die manne van rond, die manne wat so goed weggeraak het, soek dit nou by Boland en by World Rugby en dis net nowhere, meneer. Nowhere. Die aanbeveling is, doen maar als oog. En ek weet nie omsit, dit is 'n tragiese ding. Ja, maar coach, ek verstaan nou nie, hoe bedoel jy nou die mense se goed raak weg? Ek bedoel tog moet dit op 'n systeem wees, verstaan, 'n elektroniese stelsel wees. Dit is wat ons almal gedink het, van jy het ons nou jou kursus gedoen by Boland, deur Boland. Omsit geen rekord. Geen rekord, daar is nie blykbaar die rekord van 'n spesifieke datum af, as ek reg is, 2021. Nou, waar is die goed? Die mense, die een persoon het gesê dat, of die e-pos wat ek gekry het gesê dat die persoon, dit was nooit gecapture nie. Ja, maar sê gou vir my coach, terwyl ons nou op die punt is, wanneer jy 'n vlak 3 coach is, verval hy sertifikaat of? Nee, hy verval nie. Ek is 'n vlak 2. Hy verval nie. Ek het die vlak 1, ek was 'n vlak 1 educator. Ek het aangebied vlak 1, saam met Landsenden, Denver Pienaar en hy manne. En daar's niks van nie, meneer. Daar's niks van nie. So daar is ook nie dat jy sê sekere tyd van die jaar, sê na 3 jaar of 5 jaar, dat jy net weer 'n refresh doen nie. Nee, daar is volgens my kennis
as dit nou jy die kwalifikasie ontvang, is soos 'n kwalifikasie wat jy kry. En jy kan jouself so opskeer om net nog 'n level te gaan en wat ook al. Maar om sit, dis 'n lelike ding. Dat die mense se goed net, dis 'n lelike ding man. En ek dink is baie onregverdig om te sê, 'n ou wat soos ek na 25 jaar vir my te sê, jy moet nou van niets af begin by 'n level 1. Ja, maar dink jy nie dit is miskien goed, jy praat nou van 25 jaar terug. Ek praat van 25 jaar ondervinding. Ek dink jy is 25 jaar terug en jy die ding gedoen, dan sou 'n mens tog maar reken dat 'n mens 'n refresher course gaan doen. Op dit verstaan. Coach, dis maar net my moet betaal voor verstaan om dit en is jy level 2 doen, is dit nog is dit een dagie is 'n paar maande wat jy moet 'n hele seisoen basis capture en alles wat jy doen en dan daarvan dan is dan nog dis daar online goed ook wat jy moet doen. Die wêreld rugby, jy moet eers die voorbereidende goed slaag en dan is 'n hele gemogs man. Ja, daar sê coach, dis 'n gemogs. Ek ken ook 'n man wat altyd gesê het, hierso op Caledon as jy vir hom gevra het, om Chlora, wat sê om Chlora, dan sê ou seun, dis 'n gemogs. Dis 'n gemogs. So ek hoop daai gemogs, coach, gaan hulle uitsorteer. Maar kom ons praat 'n bietjie oor môre jong, die ding hier in die Oeverberg, ruk behoorlik. Ek verstaan, daar's alweer 'n signing wat Safkol gemaak het. En is een van jou goue seuns, sluit, daarso van Clermont. Ek hoor die ding omsit. Nee, jy's altyd dom, coach. Kom stiek uit, jong, jou bang ding. Ek kan nie sê nie. Ja, omsit ek hoor dit so. En ek was nog nie by die veld nie. Jare coach, ek was nog nie daar nie. Sy was in heel week, wat jy daar so meneer, dis Vrydag aan. Nou wil sy vir my kom vertel, JB, niks sê Here. Nee, coach, julle sê jy gaan by Safkol. Julle lyk my dit vervolmaak om julle bewusteloos te hou tot die man eers die Saterdag op die veld af. Maar ek dink dit is 'n goeie koopie. 'n jong seun, jong man, baie talent verstaan. En ja, ek weet nie jong. Hoe julle so gekom? Ja, ons het hy kan die manne wat nou nie daartoe gekom het, sy voete, sy skoene vol staan. Ja, en julle speel nou juist môre 'n oefenwedstryd sê jy. Nee, ek sê nie dat ons speel môre vir Seahawks. Hulle het ons 'n harde tyd gegee in Arniston. So ons kyk maar wat hulle vir ons gaan op dis môre. Ja, maar volgens Plaasie is dit 'n oefenwedstryd. Julle is net besig om te oefen. Ons het Plaasie is 'n probleem man. Plaasie is 'n probleem. Hy sê julle onder druk. Hy sit ons onder druk, ja. Hy sal moet baie man praat alsie. Man moet soms 'n filter hê. Ja nee, coach, ek sê saam, jong, jy weet, die probleem wat jy het verstaan met die ou soos Plaasie, hy's baie passievol. Weet jy, ek is eerlik met jou nee. Plaasman, groot respek vir jou. En wat ek likes van sy sou ook man, praat gou oor sy sou. Hy sê soos hy dit sê, hy verander nie, hy maak sy sou en hy skep sy eie geleentheid op sy sou. Korrek, ja. Maar beteken dit net so 'n bietjie hof om Plaasman. Sy moet net so klein bietjie brieke aantrek, maar great, groot waardering vir jou. Altyd lekker ook om saam met hom om te praat. Eerlik, dit wat jy sien, dit kry jy by die man. Daar is nog van 'n hidden agenda wat Plaasie betref. Coach, praat gou 'n bietjie oor môre se wedstryd. Seahawks verlede week het hulle net Caledon vir hulle Bultnies geslaan. Yes, korrek, ja. Ek dink Seahawks gaan die presse begin voel. Want ek dink hulle lê nou hierso by 8ste, 9de, nee. Yes. En jy baie naby daai kantel waar jy na 10, 11 toe gaan waar jy in die rooi sone in beweeg vir 'n relegasiewedstryd. Ja. En veral met 'n Grabouw nou wat om 'n swipe plan het gaan dinge neek. Ja, ons het daar is van die manne van Seahawks wat is ons nou weg daar. Wat is nou 5 dorpies toe. En nog na ander plekke toe, maar blykbaar is hulle het hulle redelike diepte volgens Caledon, het hulle redelike diepte. En hoewel
ek weet nie, hulle maak het groot trots gehad in hulle voorspelers. En hulle het daai gebruik om 'n grondslag te lê vir die res van die wedstryd, hulle forwards. So ons sal moet kyk môre of daai 4 nog tussen die voorspelers is, want dit gaan definitief getoets word. Ja, nee, absoluut. En dan coach beweeg ons gou daarso na Hoston toe. Hoston ontvang vir ID môre. ID is verlede week Bultnees geslaan, maar nie, hy's Bultnees geslaan, maar nie oorwin nie. Korrek, ja. Die ou het vroeër in die week het hy 'n plasing gesit en gesê, ek dink die plaasling het gelees van, as hy nou net weer môre vir Hoston wen, dan sê die manne weer, weet nie wat nie. Maar het is altyd lekker van 'n Hoston en Rangers te mekaar speel, verstaan? En ek dink verlede jaar het hulle nie vir Hoston gewen verlede jaar in die Bosie. In die Bos, ja, as ek reg onthou het hulle geklop in die Bos. Maar dit gaan nog 'n tawwe stryd wees daar. Ek weet nie of almal hulle manne terug is nie, want as hulle gaan sukkel voor, gaan dit 'n baie lang dag wees vir Rangers in die Bos. Ja, nee, absoluut. Nee, ek dink Rangers voorspelers is almal reg wees. Hulle is soos hulle sê geklee, hulle is daar. Okay. Maar ek dink met die verloor verlede week daarso op Glaskasteel het hulle 'n bietjie self onder druk gesit. Maar wat ek ook baie keer gesien het, coach A, hoe step up die ouens Dis korrek. wanneer hulle teen 'n topspan speel. Ek weet nie hoekom dit gebeur nie. Jy sien dit elke keer, verstaan, hulle sal miskien teen 'n swakker span sal hulle sukkel, maar speel hulle net die week teen 'n Caledon, teen 'n Safcol, en nou deesdae teen die Universals, dan kry jy net die beste uit daai spelers. Dit is so, ek dink die ouens hulle wil 'n stelling maak. Ek dink hulle wil 'n stelling maak dat Rangers is een van die top dogs, en ten spyte van die verloor teen Kleinmond, dink ek besluitneming het hulle miskien dalk 'n bietjie gekniehalter op die dag, maar ek dink dit sal regkom as hulle vol vrag is teen Hoston, dan gaan dit 'n interessante enetjie wees. Ja, en dan Botterivier, teen wie speel Botterivier môre? Hulle speel vir Paaste op Botterivier. Ja nee, wat ek is jammer vir Paaste. Maar ek dink dit Botterivier gaan een te veel wees, met alle respek. Nee, ek stem. Ek dink kyk, as jy nou dink dat hulle gaan miskien hulle grensspelers speel, kan die mens met daarvan vergeet. Van hier gaan dit nou op point difference. Ek wil presies dit nou Maar gesê. hier gaan dit op point difference. En kyk, Botterivier en Safcol is saam, maar Safcol is ver oor die 100 punte voor hulle in terme van point difference. So hulle wil werk aan die point difference en hulle het 'n guldige geleentheid teen Riviers in die end om 'n groot dent te slat in hy verskil. Ja, en ek dink Botterivier sal vir hulle self kwaad wees dat hulle 'n span soos Genade, dat hulle nie daar ook 'n redelike punteverskil van ten minste 20 of so opgestapel het nie. Want nou daar's dit 'n punteverskil van 2. En dit word vir hulle 'n probleem. Veral met Universals wat ook hier begin 'n stem dik maak. Yes. As dit nie net verstaan dat jy beklei vir die tweede plekkie, maar daai tweede plek en derde plek gaan veroorsaak en maklik wees Correct. dat die span wat deur gaan in 'n tweede plek gaan bepaal word Die point difference. Natuurlik om sit. So daarom, ek is jammer, Pastor, jy moenie genade verwag van Botterivier. Botterivier vir Ek stem. môre genade betoon en sê, okay, ek wil jou nie wen met 'n 50 of 'n 100 nie. Dan weet ek nie hoe hulle dink nie. En dit gaan nie oor jou span is swak nie. Dit gaan nou oor beplanning, verstaan. Dit gaan rondom daai team wat moet besef vir homself. As ek tweede wil eindig of ek wil eerste eindig, moet ek nie net 5 punte vat nie. Ek moet dit vat met 'n groot punteverskil. En daar waar ek 'n span of 'n klub swak is, dan moet ek gaan vir dit. Exactly om sit en dit is wat ek dink gaan gebeur op Botterivier. Ja, kom ons praat gou. Ons sien daarso Garabou, ons het net toe daaroor gepraat. Nuwe besems.
Jy het gesê daar is 'n klomp signings. Daar's 'n hele paar Teen wie signings. speel hulle Ja. die naweek? Grabouw speel mos teen Claremont. Teen Claremont op Claremont. Hulle speel op Claremont, ja. So daai gaan ook 'n taffe enetjie wees. Claremont is natuurlik sterk in die lig. Maar ek dink daar's 'n nuwe tipe van 'n belief in Grabouw nou met 'n klomp nuwe manne. Meestal is forwards. Ek dink as ek nou spreek nou korreksie as 'n 10 ook in die mix. Dit behoort 'n interessante enetjie te wees om sit, want Claremont glo hulle het 'n big dog geslat. En hulle het hier kom 'n span wat hoeveelste lê? 11de lê. En vir hulle aanvat. So dit gaan 'n baie interessante enetjie wees, maar as 'n nuwe belief in Claremont. Kom ons kyk wat gebeur. In Z-Boys. Kom ons kyk wat gebeur. Kyk of die nuwe kopies vir hulle die waarde die durf gaan trek. Ja, nee, kyk, dit is 'n soekeltjie. En dan die wedstryd vir my van die naweek is die wedstryd daarso op Universals op Verliesdorp. Ja, ek dink Stanford gaan te sterk wees vir Verliesdorp vir die eenvoudige rede. Ek het gehoor in die eerste ronde, daar's manne wat daar speel wat nie daar gaan wees vir die eerste ronde en dan gaan hulle weer skuif. So dit mag wees dat die manne nog altyd daar is. Ek weet nie. Waar is dit nou by Verliesdorp? So ek weet nie, hulle het al 'n baie gehad verlede week. Ek kan nie sê nie. So dit mag dalk wees dat hulle 'n bietjie van 'n verswakking het. As hulle nie 'n bietjie van 'n verswakking het nie, dan is Stanford in vir 'n goeie kompetisie. Ja, maar jy weet, ek verstaan, dis baie moeilik deesdae daarso op Nee, is moeilik om op Verliesdorp. Hulle praat blykbaar van die lugdruk is amper soos jy gaan speel daar op die Goue Leeu se span. Ja, op die alles park. Ja, en op loftes hulle. Die lugdruk. Die lugdruk is 'n bietjie moeilik aan, maar wat ek kan sê is om sit ek dink hy manne van Stanford sal hierdie ene vat. Ek is amper doodseker, dit gaan miskien nie 'n groot skof wees nie, maar ek dink hulle gaan hom vat. Ja, nee, ek is geneig om 'n bietjie te verskil, jong. Ek dink Verliesdorp is bitter moeilik by julle huis. Hulle is. En coach, die ander ding is dit, onthou Stanford het nie nou met die verrassingspakkie nie. Dis korrek, hulle het In die eerste ronde het almal gedink toe Stanford die eerste 2 of 3 wedstryde wen het hulle gedink, ag nee man. Hy is alright, die manne gaan vasval. Verstaan? En dit het nie gebeur nie. Ja. Maar nou verstaan jy, besef die ouens dink ek jy, hierso het ons met te doen met 'n span wat nie net gekom het, verstaan jy, om deel te neem. Korrek. Hierso is 'n span, verstaan jy, wat baie hoër slaan as wat ons gedink het. So wat is die gevolg nou? Elkeen van die spanne wil vir Stanford, wil vir Botterivier wen. Hulle weet, dis baie moeilik verstaan om vir Safkol te wen. So wat doen hulle nou? Hulle taak het nou vir Botterivier, hulle taak het vir Universals. So as Universals regtig dink dat hulle 'n walk in the park gehad het môre, daar op Verliesdorp, dan wil ek nou al vir hulle waarsku. Ek wil ook so asseblief. Die lugdruk gaan 'n rol speel. Dis korrek, ja. Daai skare op Daai Verliesdorp. skare op Ek was Verliesdorp, daar gewees toe meneer. hulle gespeel het, dink verlede jaar. Verlede jaar, ja. Toe Safkol daar gespeel het. Hulle is fanatiese Ja, nee, daai ondersteuners. skare, ek het die. En hulle sê ook mos as die wit en swart op die veld op draf Kwela vir die wit en swart. Hy swart golf meneer. Ja, om sit, maar ek wil sommer kyk ook hoe daai, ek sal om te sien hoe die nuwe signings van 5 dorpies inpas in hulle system. Ja, nee, is 'n baie interessante wedstryd. Hy is 'n interessante wedstryd. Ek gaan bloot hierdie wedstryd vir Verliesdorp gee, Maar meneer. die tuisspan Op grond omdat hulle die tuisspan is en hulle het 'n geskiedenis, verstaan jy, dat die lugdruk. Jy weet die manne wat van die see af kom. Is dit nogal interessant om te kyk hoeveel van Verliesdorp se tuisgames hulle gewen en verloor het. Ek het nog nie daai gaan kykie, maar dit sal nogal interessant wees om daai te gaan kyk. Ja, dan die ander ding wat sê ek het gesien hierso, in die week het Boland die ek dink dit was die onder 20 of Bekend gemaak, ja. Bekend gemaak. Ons het verlede week daaroor gepraat, maar dit was meer gewees oor die Grand Como, maar ek wil net gou kyk hierso, ek het 'n ding hierso het ek by mekaar gesit hierso. Hulle praat ons van die onder
21 Shield of iets wat hulle van praat. Ja. Maar mense is bly verstaan dat daai geleenthede gegee word vir die jong spanne. Ek wil net gou daarso kom. Ons gaan gou daarin. Coach A. Dis die ander 21's, né? Die ander 21's, ja. Ek kry hom nou nie hierso nie. Maar ja, ons wil vir elke jong seun wil ons baie geluk sê dat julle opgeneem is in daai span en wanneer julle daai trui van Boland oor julle kop trek, trek op met trots oor julle kop. Hierso sê, ons sien hierso Boland onder 21 groep. Geliewe kennis dat die volgende is opgeneem is in die Boland Salm onder 21 groep vir die 2025-21 Shield Competition. Ek het vanaf na die gegaan, baie interessant, Slade Jacobs, sy naam dop op daar so, van Claymont. Hy is in huisspan, dan sien ek Hosten, wat is die, Martens, Verliesdorp, Rogers, Grabouw, Elandsbaai, Elandskloof, daar is iemand, nog een van Verliesdorp, so dit lyk asof daar so 4 spelers is van hierdie area, wat in die span is, en is daar in die Verliesdorp, Claymont. Ek het die span ergens ook gehad. Ja, nee, daar is hy span. So, van ons kant af, hierso van Steelkant af, wil ons vir julle regtig waar sê, so nie Steelkant, ek is nou die mekaar, skyns voor afskop, sterkte daar. En dan coach hy, voor ons afgaan van die program af, vanavond, wil ons daar so vir Werner Simmers, as die daar skoonmoeder het verloor en vir die man word môre te rustig gelê hierso op Caledon. Ons wil vir julle baie sterkte toewens vir die Simmers familie en ons vertrou die Here dat hy ook vir julle op 'n besondere wyse môre en in die dae wat kom sal 'n God van baie naby is. Dis altyd hartseer verstaan as 'n mens geliefdes aan die dood verloor, vir alle moeder, staatmaker, en ja, sy was ook 'n baie groot ondersteuner van Caledon Rugby Club. Yes. So ja, dis 'n groot boom wat geval het in sportgeliedere en van ons kant af wil ons ook vir julle alles sterkte en seën toewens vir môre. Korrek. Ja, coach, ek weet nie of enigiets van jou kant af is nie. Nee, ons het dit alles gesê. Ja, nee, dan moet ons alweer groet. Ons wil weer eens baie dankie sê vir elke kyker. Sonder julle is hierdie program absoluut niks. So van hom sit se kant af, Hy's uit. hy's uit. Van my kant af, safe tap ouens. Coach hy's uit.